Goeiedag en baie welkom by NG Vera Park se digitale bediening. Ek weet hier waar ek sit, lyk ek miskien meer asof ek nou die nuus gaan lees, asof ek gaan preek, maar ja, dit is maar waar ons is. Dit is nou Kersfees gewees en ek hoop jy het 'n geseënde Kersfees gehad en dat jy lekker tyd gehad het saam met jou familie en dat dit net 'n baie lekker dag was. Nou, alhoewel Kersfees die 25ste Desember is en dit nou verby is Kersfees vir ons as Christene nooit regtig eintlik verby nie. Dit is maar net 'n herdenking, 'n viering van ons geloof, van ons godsdiens. Ons moet onthou as Christene begin ons geloof met Jesus Christus. En ons kyk deur die Bybel, deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament en ook deur die lewe, deur die lens van Christus. En ons word geroep om in hierdie tyd wat voorlê, alhoewel Kersfees nou klaar gevier is in terme van die 25ste Desember, om vorentoe te gaan en nog steeds ons identiteit as Christene te laat skyn. So in Kersfees is daar vreeslik baie liggies, nê. As jy Kersversierings doen, baie van ons sit 'n boom op en ons maak die boom mooi en liggies is nogal ook prominent. Daar in die landgoed waar ons bly, is daar mense wat vreeslik baie moeite doen met liggies. En wanneer ons hierdie liggies sien, dan herinner dit ons aan Jesus Christus, wat die lig is, wat in ons harte en in ons lewens skyn. En ons word geroep juis in hierdie tyd om te onthou dat ons deel is van die era van die getuienis. Ons moet gaan getuig van die lig. Johannes 1 sê dit so mooi, waar Johannes praat oor Jesus en sê, Jesus is die lig wat die duisternis nie kan oorweldig nie. En ons word geroep om te gaan getuig van hierdie lig. So, ek weet, baie van ons se Kersfeesversierings is nog steeds op, nê. Dit is iets wat ons nie so gewillig is om af te haal nie. Dit is interessant, want ons sit baie keer soveel moeite in om hierdie goed op te sit en dan baie keer dan hou dit aan, jy weet, dalk 'n week of 2 weke of 'n maand later en jy het nog steeds nie die Kersfeesversierings afgehaal nie en jy ry verby ander mense se huise en nou is dit al Februarie en ek wonder wat die langste is wat jy al gewag het voordat iemand hulle Kersfeesversierings afgehaal het. Nou, alhoewel ons nou daaroor kan spot en grappies maak en dink ja, dis dalk net lui wegsteek, wil ek hê jy moet net vir 'n oomblik bietjie anders daaroor dink. Hierdie Kersfeesversierings wat opbly, herinner ons tog aan Kersfees. En so moet ons ook op 'n manier ons Kersfeesversierings ophou as Christene. Daai liggies wat ons nou buite teen ons huise opgesit het, is 'n simbool van die lig wat in ons harte skyn. En ons moet aanhou om daai lig te laat skyn in die tyd wat voorlê en in die jaar wat voorlê. Dit is my so wonderlik as ons sê geseënde Kersfees, dan volg ons gewoonlik met en voorspoedige nuwe jaar. So hier in die einde van die jaar en in die oorgang na die nuwe jaar toe, want dit is hierdie kort weekie is die oorgang van die ou jaar na die nuwe jaar toe. En hierdie oorgang gebeur binne in die Kersfees tydperk. Hierdie feestydperk waar ons fees vier en dankbaar en bly is oor Jesus wat onder ons kom woon het. God wat onder ons kom woon het, werklik Immanuel, God met ons. Nou, ons gaan vandag bietjie kyk na Lukas 2 van vers 15 tot by vers 20. Dit is nou die gedeelte wat volg net na Jesus Christus se geboorte. En ons sien hierso van die heel eerste mense wat gegaan het en gaan getuig het. En ons gaan bietjie hulle verhaal lees. En ons gaan bietjie kyk maar hoe inspireer dit wat hier gebeur het, dit wat ons van lees in Lukas 2, ons om ook vandag uit te gaan en te gaan getuig van dit wat ons gesien het. Dit wat ons gesien gebeur het toe ons Christus in ons harte en in ons lewens ingelaat het. Voordat ons lees, kom ons bid en ons sê dankie vir die Here dat ons vandag saam met sy woord uit kan lees. Hemelvader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om 'n geloofsfamilie te kan wees en in hierdie lieflike feesseisoen, Kersfees, te kan vier, bly te kan wees oor ons geloof, oor die onvoorwaardelike liefde en genade wat U vir ons geskenk het.
Gee dat die woord wat ons vandag lees gestalte sal vind in ons harte en dat dit ook sigbaar sal word in die manier wat ons leef. Amen. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in 'n krib lê daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Nou die vraag wat ons uitgenooi word om te vra in hierdie gedeelte en in hierdie tyd waarin ons in hierdie Kersfeestyd en dit wat by ons nably oor Kersfees. Ek praat nie nou van al die leftovers van die kos wat nog in die yskas is en Tupperware nie, nee. Ek praat van die verhaal wat ons weer gehoor het, 'n verhaal wat ons dalk so goed ken op die stadium, nê, en iets wat ons interessant genoeg net hierdie tyd van die jaar weer oproep. Ek het al gedink dit sou eintlik goed wees om meer gereeld die verhaal van Jesus Christus se geboorte deur die jaar eintlik na te kyk. Maar die vraag wat hierdie gedeelte ons nooi om te vra is, as ons gaan kyk na dit wat hier gebeur het, hierdie skaapwagters het gegaan, hulle het gesien en hulle het gaan vertel. Hulle het teruggegaan na hulle day-to-day. Hulle het gegaan en aangehou om skaapwagters te wees, maar dit wat daar gebeur het, het 'n verandering in hulle harte geplaas en hulle het gaan vertel van dit wat hulle gesien het. En die vraag wat ons genooi word om te vra is, wie het nodig om Christus in jou lewe te sien? As jy dink oor al die mense wat in jou lewe is, by die werk, by die huis, as jy nog op skool is, by die skool, in jou familie, waar het mense nodig en wie het nodig om te sien hoe Jesus Christus in jou lewe leef? Nou, wat wonderlik is van hierdie gedeelte is die vertroue wat daar gebeur het. Ons sien twee verhale, aan die een kant die skaapwagters wat hierdie ding gesien het en met soveel vertroue gegaan het en gaan getuig het van dit wat hulle gesien en gehoor het, en Maria aan die ander kant wat hierdie woorde wat gebeur het in haar hart koester, in haar hart bewaar, dat daar 'n inwendige transformasie hier plaasgevind het. En iets van hierdie twee wêrelde, die vertroue van die skaapwagters om in vertroue uit te gaan en te gaan verkondig oor dit wat hulle gesien het, en hierdie interne koestering van Maria, is 'n goeie beeld vir hoe ons geloof moet uitoefen en moet uitleef in die wêreld daar buite. Aan die een kant moet ons dit wat Jesus in ons lewe gedoen het koester. Ons moet daaroor nadink. Ons moet toelaat dat dit ons harte inwendig transformeer, maar dan met vertroue uitgaan in die wêreld en gaan getuig van dit wat inwendig plaasgevind het. Nou, die vertroue in Christus, die vertroue in die evangelie, om te gaan en regtig te gaan en te gaan verkondig en te gaan getuig, beteken ons moet hierdie boodskap, hierdie evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, ons moet ten volle daarop vertrou. Nou, ons lewe ongelukkig in 'n gebroke wêreld, nê. Ons lewe in 'n plek en in 'n tyd en in 'n wêreld waar vertroue nogal skaars is. Dit is vandag baie moeilik vir baie mense om sommer net te vertrou. En vertroue is iets wat ons baie keer mee sukkel. Veral as jy dalk iewers in jou lewe seer gekry het in 'n verhouding, dan sukkel jy om te vertrou. Nou, alhoewel dit 'n uitdaging is vir ons in die wêreld, in terme van ons menslike verhoudings, is vertroue in die evangelie uiters belangrik vir ons om 'n gesonde geloofslewe te hê. As ons volwaardig wil gaan getuig, dan moet ons leer om te vertrou in dit wat die evangelie binne in ons wakker maak.
Nou ek weet ek het in die begin van die video gespot en gesê ek sit hier so en ek lyk soos iemand wat 'n nuusberig gee. Maar dit is feitelik wat gebeur het in hierdie gedeelte. Is die skaapwagters het gegaan en hulle het gaan berig gee. Hulle het gaan oorvertel van dit wat hulle gesien het en dit wat met hulle gebeur het. Nou oorvertelling en om te gaan getuig is nie net iets wat ons passief doen in dit wat ons sê nie. Dit is iets wat ons moet beliggaam in die manier wat ons leef. Nou, ons gaan 'n bietjie praat oor wat dit beteken om te getuig in hoe ons leef, met ander woorde in ons lewenswandel, maar ons moet ook vashou aan dit wat hier geskryf staan oor Maria. Hierdie inwendige verandering, hierdie inwendige interne transformasie van Jesus wat ons harte kom warm maak hier in Kersfees, dit is die bron van ons getuienis. Dit is die bron van ons vertroue. Dit gaan nie net daaroor om 'n eksterne beeld voor te gee en net goeie dinge die hele tyd en mooi dinge te sê en mooi mense te wees nie, maar om werklik van binne af getransformeer te word en dan in vertroue daardie interne verandering te laat manifesteer. Nou, dit is eintlik half nogal 'n vreeslike eenvoudige nie eenvoudig nie, maar die eenvoud, let op die eenvoud van dit wat hier gebeur het. Skaapwagters het gegaan, haastig gegaan na Bethlehem toe. Met ander woorde in verwagting, in opgewondenheid en met entoesiasme het hulle gegaan. Net gou ietsie oor entoesiasme. Ek dink ek het dit al seker van tevore gesê, maar dit is my so mooi. As jy gaan kyk na die woordjie entoesiasties of entoesiasme, is dit 'n samevoeging van twee Griekse woorde. Die Griekse woord en theos. Entheos, enthusiastic, enthousiasties. Nou, entheos, en wat beteken in of binne-in, en theos wat die Griekse woord is vir God. So om te sê jy is enthousiasties, sê jy is in God. Jy sê God is in jou. En met ander woorde, wanneer ons enthousiasties is, dan verkondig ons Jesus in ons. So, miskien is die vraag, waaroor is jy enthousiasties vir die nuwe jaar? En ons gaan nou 'n bietjie kom by nuwejaarsvoornemens en hoe dit inwendig kan manifesteer en nie net uitwendig nie. Maar terug na die skaapwagters toe, die eenvoud van wat hier gebeur het. Hulle gaan haastig, vol entoesiasme. Hulle sien daai wat hulle beleef veroorsaak 'n verandering en hulle gaan getuig. Hulle gaan rapporteer van dit wat met hulle gebeur het. En dit is eintlik die eenvoud van wat getuienis is. Partykeer as ons hierdie woord getuienis hoor en om te gaan getuig, dan dink ons dit moet 'n vreeslike groot ding wees, daar moet iets verskrikliks of ergs in ons lewe gebeur het en dan kan ons nou 'n getuienis gaan gee daarvan. Niks fout daarmee nie, ek vat niks weg daarvan nie, maar luister na die eenvoud hiervan. Die eenvoud van die evangelie is om te sien, Jesus te sien en te sien wat Jesus in jou lewe doen. 'n Baie maklike manier om dit te doen is om net terug te kyk na jou lewe. Gaan kyk terug en sien waar jy vandag is en sien God se hand in jou lewe en dan te gaan getuig daarvan. Nou, hierdie sien en glo, want natuurlik moes die skaapwagters glo. En hierdie is nie net van glo, was dit waar of vals, reg of verkeerd nie. Ons dink baie keer, as ons praat oor glo, praat ons daarvan in terme van, is dit waar of vals, kan ons dit bewys? Nou, dit is taamlik eenvoudig, hoekom ons so dink oor glo, want ons lewe in 'n tyd, westerse samelewing, moderne wetenskap, waar waarheid en waarde word gemeet aan, is dit waar of vals? Maar geloof is baie meer as net, is dit waar of vals? Dit is nie glo nie. Glo is 'n interne transformasie, of bekering. Die woord eintlik daar is bekering, nê? 'n Bekering is 'n omdraai, 'n omkeer van manier van leef. Iets wat binne transformeer, wat uitwendig uiteindelik vrug dra. Nou, as ons moet vra nou, hoe kan ek geloofwaardig getuig? Met ander woorde, dat my getuienis nie net oppervlakkige woorde en dade is nie, maar werklik gemanifesteer word en kom vanuit geloof, dan is dit gegrond
in openbaring. Met ander woorde, dit wat Jesus aan jou openbaar oor wie hy is en wie jy is en hoe hy in jou lewe is, dit word dan 'n geloofwaardige getuienis, 'n werklike openbaring. Nou die woordjie openbaring is interessant. Dit beteken om te ontbloot. Met ander woorde, ek het hierso ietsie hier op die tafel voor my. Ek weet nie of julle dit kan sien in die video nie, maar dit is hierso. En ek kan vir julle vertel dat dit hierso is. Maar eers as ek vir julle wys wat dit is my iPad met my notas, dan openbaar ek dit. Ek wys vir julle wat julle weet hier is, maar nog nie gesien het nie. En dit is wat gebeur wanneer ons gaan getuig is. Ons gaan getuig nie uit onsself uit nie, ons gaan getuig van iets wat reeds geopenbaar is. Die evangelie word geopenbaar deur Jesus Christus, en hierdie getuienis is 'n getuienis van iets wat geopenbaar is, wat oopgemaak is en wat ontbloot is. En uiteindelik, hoe lyk dit? Dit manifesteer en dit word sigbaar deur genade. Dit is nie op grond van verdienste wat ons hierdie evangelie ontvang nie, die goeie nuus van Jesus Christus nie. Dit manifesteer uiteindelik in genade. So in hierdie tyd word ons eintlik geroep om ons Kersfeesversierings vir die wêreld te wys. Die versiering, die manier waarop Jesus Christus jou lewe kom versier, kom mooi maak. Dit is wat ons geroep word om vir die wêreld te gaan wys. En as ons nou weer gaan kyk na hierdie skaapwagters, dit is eenvoudige mense wat in die eenvoudige roetines aangehou het om te gaan getuig. Dit beteken nie ons moet nou heeltemal ons baie keer as ons ook hoor van ons moet gaan getuig van die evangelie, dan moet ons nou bedank by die werk en alles opgee en jy weet die bakkies laai met lemoene en Bybels in Afrika toe gaan. Weer eens niks fout daarmee nie, maar daar's 'n eenvoud hier aan. Die eenvoud van in jou dag tot dag, in jou werk. Hulle was nog steeds skaapwagters gewees. En hulle het in hulle beroep, in hulle werk, die Engelse woord is vocation, wat eintlik vertaal na roeping toe. Ons het 'n roeping binne in ons beroep, as dit sin maak. Binne in jou beroep het jy 'n roeping. Daar waar jy in die wêreld ingaan, is jou roeping om uiteindelik te gaan en te gaan getuig. So, hoe getuig ons? Hoe getuig ons van die evangelie? As ek nou praat van hoe, dan praat ek van meer as net woorde, maar in dade. En wat ons daarmee help is die waardes wat sentraal staan aan die evangelie. En in hierdie evangelie sien ons die eenvoud van eerlikheid ook. Om met eerlikheid en integriteit op te tree in die wêreld en net te rapporteer van dit wat Jesus vir jou gedoen het. Daarin manifesteer die genade en word dit sigbaar in die wêreld daar buite. Nou hierso is 'n klein bietjie van 'n waarskuwing. Ons moet versigtig wees dat ons versierings nie net uitwendige, oppervlakkige moralisme is nie. Nou wat ek daarmee wil sê is, daar's baie mense daar buite in die wêreld wat wonderlike goed doen. Jy weet, hulle gee vir liefdadigheid, hulle is goeie mense, hulle is vriendelik, hulle is goedhartig, hulle is opreg. Met ander woorde, uitwendig van buite af dra hulle die vrug van die evangelie, hulle dra die waardes. Nou, daar's baie van hierdie mense is nie noodwendig Christene nie, nê? Maar van buite af dra hulle die vrug van die evangelie. En ons moet versigtig wees dat ons nie verval in die oppervlakheid van net die tekens nie. Jy weet, daai Kersfeesversierings, dit wys na 'n groter prentjie toe. Dit is nie wat ons vier nie. Ons vier nie die fisiese liggies en die kersbolle en so aan nie. Nee, dit wys terug na 'n groter openbaring toe. So dit gaan nie daaroor om net moralisties te wees en nice te wees nie. Nee, want wat ons anders maak as Christene, is hierdie goed kom vanuit 'n interne koestering van die evangelie, soos wat Maria in haar hart hierdie goed gekoester het. Daarom is dit belangrik dat ons nie net moet sê, weet jy wat, okay, goed, so as ek nou 'n goeie mens is en ek doen goeie dinge en ek leef met integriteit, dan sal daar inwendige verandering plaasvind nie. Nee. Dit is die wonderlike ding van die genade van die evangelie.
Dit word aan ons geopenbaar onvoorwaardelik. Nêrens sê dit gaan eers en gaan wees 'n goeie mens en doen die regte ding en dan sal jy geloof ontvang nie. Ons ontvang geloof uit genade uit, met ander woorde, sonder dat ons dit hoef te verdien. En nou word ons uitgenooi om dit te gaan openbaar wat aan ons geopenbaar is. Daai interne bekering, daai omdraai en verandering van binne af wat dan manifesteer in hoe ons leef en in hoe ons optree in die wêreld daar buite. Nou, ek dink om in hierdie tyd van die jaar te kom, is baie van ons dalk al klaar besig met nuwejaarsvoornemenslysies. Ek weet party mense doen glad nie nuwejaarsvoornemens nie, maar ek dink iewerste subjektief, iewers in ons almal se onderbewussyn, as jy dink oor die nuwe jaar wat voorlê, dink ek iewerste is daar tog iets wat gebeur van wat gaan anders wees. Daar's 'n verwagting van 2026 gaan anders wees as 2025, nê. Want as ons terugkyk in die geskiedenis, die jare wat voor 2025 gekom het, was anders. So daar is iewerste 'n verwagting van iets gaan anders wees, nê, in die jaar wat voorlê. Nou, vir 'n oomblik, al maak jy nie regtig nuwejaarsvoornemenslysies nie, of al as jy iemand is wat dit doen, is dit ook goed, maar ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net dink oor wat op daai lysie staan. Is dit net tasbare, uitwendige vrugte, of dink jy ook oor 'n interne verandering, 'n interne bekering? Baie keer is ons nuwejaarsvoornemenslysies nogal selfgesentreerd, as ons nou eerlik moet wees. Ek wil gesonder wees, ek wil meer geld maak, ek wil 'n beter mens wees. En die waarde van die evangelie is, dit gaan nie oor ons nie, nê? Die skaapwagters het nie gegaan en hulle self gaan verheerlik nie. Hulle het Christus gaan verheerlik met hulle getuienis. Hierdie gaan nie oor 'n selfverbeteringsprogram nie, nee. Die wonderlike ding is dat wanneer ons lewe vir Jesus gee en in hierdie feesseisoen geroep word om intern hierdie evangelie te koester in ons harte, dan gebeur die uitwendige verandering as 'n resultaat daarvan. Nie om onsself te verheerlik nie, maar om Christus uiteindelik te verheerlik. So op daai lysie, vra jouself, hoe gaan ek in die jaar wat voorlê getuig? In hoe ek praat, in hoe ek optree, in hoe ek luister na ander mense. Ervaar mense my, sien mense Christus in my, in die manier wat ek leef. Dink oor die jaar wat verby is, dink oor dinge in jou lewe wat dit dalk moeilik maak, wat dalk wegvat van hierdie goeie nuus wat die lig moet wees wat in die wêreld straal. Wat is daar wat moet verander? Watter verhoudings verhoed dalk dat jy ten volle kan leef as 'n geloofwaardige getuie van die evangelie? So gaan terug na jou dag tot dag. Verheerlik God in die eenvoud van die lewe, in wat jy eet en drink en in hoe laat jy opstaan en in die manier wat jy aantrek en in die manier wat jy leef. In die klein goedjies van die lewe kan ons God verheerlik. Ons hoef nie, baie keer gebeur dit dat ons geloof of ons godsdiens uitkontrakteer, of laat ek eerder sê, ons kontrakteer ons geloof uit na godsdiens toe. Met ander woorde, ons sal baie goeie godsdienstige goed doen, maar ons doen dit net by die kerk, of net wanneer ons Bybel lees, of net wanneer ons bid. Maar ons kan God verheerlik, soos die skaapwagters God verheerlik het, in die eenvoud van hulle dag tot dag roetine. So ek daag jouself uit om te dink aan hoe jy net iets wat jy elke dag doen, kan verander in 'n manier om God te verheerlik. Miskien 'n praktiese voorbeeld. Ek weet ons het baie keer die gewoonte, en dis hartseer dat dit 'n gewoonte kan word, om te bid voor ons eet. So, probeer dit net. Vat 'n kans, gaan uit jou gemaksone uit, nê. En bid in dankbaarheid vir jou kos, voordat jy dit voorberei. En kyk net wat daar binne gebeur. Deur dit te doen,
ek het dit gedoen in die week en dit was nogal 'n wonderlike ervaring geweest vir my ek het 'n spaghetti en meatballs gemaak en wat ek toe gedoen het is ek het toe nou hierdie gaan oefen en ek het voor die tyd gegaan en gebid en die Here gevra om die kos te seën en dankie gesê dat ek kan eet en die manier waarop ek die kos voorberei het met die Here in my gedagtes, 'n bewussyn van God se teenwoordigheid terwyl ek die kos maak, was 'n manier om God te verheerlik in iets so eenvoudig soos kos maak. So gaan kry daai eenvoudige ding in jou dag tot dag. Miskien is jou tuinwerker met verlof en jy moet self gras sny en jy sien baie op daarna en is baie harde werk, maar doen daai gebed voordat jy gras sny. Dank die Here dat jy die vermoë het om hierdie handewerk te kan doen, dat jy 'n tuin het om na om te sien. En in die klein en eenvoudige goed van die wêreld, kom ons verheerlik Jesus. Kom ons wys ons Kersfeesversierings vir die wêreld daar buite, sodat ander mense kan sien, maar Jesus leef. Ons vier nie 'n Kersfees uit 'n gewoonte of uit 'n roetine nie. Dit is iets wat aanhou leef en aanhou voortleef in ons dag tot dag. En mag jy gaan en in blydskap en in genade en in entoesiasme in die klein goedjies van jou lewe gaan getuig van Jesus Christus. Amen.